Goeiemôre al die mikromaats. Ja, vanoggend is ons by ons tweede boodskapie van die reeksie. En ek het vanmôre 'n pershoed op. Dis 'n hoed wat ek eintlik al opsit omdat ek eintlik maar 'n skaam persoon is. Nie regtig nie, maar omdat ek hierdie hoedjie op te hê. En ek wil sê daar's baie van ons wat wanneer dit kom by die uitdra van die evangelie, mense maar partykeer skaam is. Gister het ons gekyk na bang wees om te praat. Bang wees van wat my vriende gaan sê of bang wees van miskien wat my onderwyser gaan sê, daarom bly ek liewer stil. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na skaam wees. Ek wil nie eintlik praat nie, ek wil nie eintlik iets sê nie. Nou iemand wat in die Bybel glad nie skaam was nie en nie 'n skaamhoedjie opgehad het nie, was iemand met die naam van Filippus. 'n Engel van die Here het vir Filippus hoofstuk 8 van Handelinge gesê: "Maak jou klaar en gaan teen die middag na 'n pad wat van Jerusalem af na Gaza loop. Dis 'n stil pad." Filippus het klaar gemaak en gegaan. 'n onmande Ethiopiër wat 'n hoë pos bekleed aan die hof van die Kandake, soos die koningin van Ethiopië genoem is, en haar geldsaake beheer het, was besig om die Here daar te aanbid. Hy was nou op pad terug en hy het op sy wa gesit en hy het gelees uit die profeet Jesaja. Toe sê die Gees Filippus: "Filippus, gaan loop saam met daardie wa." Filippus het daarheen gehardloop en hy het gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Hy vra te vir hom: "Verstaan u wat u lees?" Die Ethiopiër antwoord: "Hoe sou ek dan nie dit kon doen nie, want iemand moet dit verseker eers aan my verduidelik." Hy het vir Filippus gevra om by hom op die wa te klim en by hom te kom sit. Die skrifgedeelte wat hy gelees het was dit. En dan word die hele skrifgedeelte dan nou hier uitgebeeld. En ons gaan nou nie die res van die gedeelte saam verder lees nie, maar ons lees dan hoe Filippus hom gedoop het in die rivier, want hy was vir die eerste keer tot die Christendom bekeer en hoe hy dan vir hom na die Here toe gelei het en met hom verdere gesprek oor die Here te hê. So ja, ons moet eintlik nie skaam wees wanneer dit by die evangelie kom nie. Daar's soveel redes en verskonings wat Filippus eintlik kon aanvoer hoekom hy dan nou nie met hierdie man sou praat nie. Dit was 'n alleenpad en 'n gevaarlike pad. In die Bybelse tyd was die paaie glad nie veilig nie. Hierdie was 'n baie belangrike man. Hy was op die leerderraad van sy land gewees, van Ethiopië. Dit was iemand van 'n ander kultuur. Hy was 'n Ethiopiër. En 'n Jood was nie veronderstel om met 'n ander bevolkingsgroep sommer te praat nie. So dis nie eie aan 'n Jood nie. En dan lees ons dat hierdie Ethiopiër 'n man was, so hy het nie eintlik regtig identiteit gehad nie. So nog 'n rede hoekom hy eintlik nie met hom moes praat nie. Maar ons lees hier dat hy nie net stadig rustig na die man toe loop nie, maar dat hy eintlik al vreemd van 'n Jood reguit na hierdie man toe gehardloop het en hom bestorm het, omdat hy graag die evangelie aan hom wil verkondig. Wanneer ons in Kuilsrivier Suidgemeente, waarom Janie predikant is, oor pershoede praat, dan sê ons dat hierdie hoed is 'n apostelhoed. Nou die Griekse woord vir apostel beteken gestuurde. Met ander woorde dat wanneer God jou stuur deur sy Heilige Gees, jy nooit skroom om te praat vir die Here nie, om te getuig nie. So die teenoorgestelde van skaam is om te getuig en om te praat. En Filippus is 'n pragtige voorbeeld daarvan. Onder leiding van die Heilige Gees praat hy en gesels hy oor die Here. Vertel hy vir hierdie Ethiopiër wat presies in die profeet Jesaja staan en lê hy die hele evangelie van Jesus Christus aan hom uit. Wil jy nie 'n slag sommer vir 'n maatjie van jou van die Jesus vertel nie? Gister het ons mekaar aangemoedig om uit die woord van die Here te lees en dit gereeld te doen saam met mamma en pappa of sommer saam met jou juffrou of meneer. Vandag wil ek jou aanmoedig om ergens te gaan vertel of neer te skryf in jou klas of sommer net te gaan vertel dat Jesus Christus jou verlosser is en dat jy baie lief is vir hom. Sommer net vir een maatjie. Gaan doen dit met vrymoedigheid soos 'n ware Filippus en sit jou pershoed met trots op. Moenie skaam vir die Here wees nie. Dra die apostelhoed met waardigheid. Kom ons vra dit nou van hom, wanneer ons in gebed saam stil raak. Hemelse Vader, ons sê baie, baie dankie, dat U ons apostels maak van U, gestuurdes van U. En dat ons, wanneer ons die evangelie lees en ken en verstaan, dat ons nie skaam sal wees nie. Help ons om te getuig en te vertel van U wonderlike verlossingskrag.
Amen. Lekker dag vir julle.